Gek oor haar eie Afrika, Ondier, episode 112. So haal die duiwel mens mos in, as jy goed verander probeer wegsteek. Daar op Hurters Retreat is 'n ongeskrewe reël. Jou selfoon gaan nie saam na die eetkamertafel toe nie. As hy by jou is hy op stilte, en as dit nie baie belangrik is nie, antwoord jy nie. Sergio Martinez is die enigste een wat die reël soms mag oortree. Veral op 'n Sondag soos vandag, waarop hy pas uit die veld teruggekeer het. Gelukkig is hulle die gelui gespaar tydens die ete, maar tussen koek nommer 1 en koek nommer 2 lui sy selfoon dringend. Alle oë is op hom toe hy sy foon ietwat ongemaklik uit sy hemp se bosak haal en 'n jammer almal prewel. Maar hy mag. Hy het 'n bebaarde, beboste pasiënt by die dierehospitaal en 'n vervlenterde menspasiënt in die kliniek in Bonsai. Wat kan meer aandag verg as dit? Wel, die woorde van Dr. Rory Rodriguez in sy linkeroor wat sê: Sergio, o my genade, is alles reg daar op Hurters Retreat? Sergio kyk die mense om hom deur. Hy kyk na die rooi fluweelkoek op sy bord en hy sien Manuel se skapies wat vandag toegelaat word om op die grasperk voor die eetkamer te wei. Toe vra hy vir die mense rondom hom by die tafel: Rory wil weet, is alles reg hier op Hurters Retreat? John knik, sy oë draai na Haya. En Haya sê: Ek beloof ek sal die sekuriteitskameras vanmiddag deurkyk en seker maak dat alles reg is en dat alles nog werk. Sergio knik, al kan Rory hom nie sien nie. Nee, alles is reg hier, hoekom vra jy? Lia ook, is jou verloofde alright? Lia? Wel, ek het daar nog nie behoorlik deurgeblaai nie, maar op die oog af lyk sy vir my alright. Die klomp rondom die tafel snork. Iets is vir hulle snaaks. Lia kyk onthuts na hom en hy kyk terug na haar. Hy weet sy gesig vra, wat? Man, Lia, is sy nie dood of beseer nie? Vra Rory steeds hoogs ontsteld. Opgevreed deur 'n zombie leeunie. Wat? Nee, ek glo nie, en ek hoop nie sy is dood nie. Ek en sy trou oor 6 weke, jy weet. Trap Sergio die man vas. Kom tog net tot 'n punt, man. Nee, is okay, is net die polisiekaptein wat nou net hier by die kliniek ingestorm het om te hoor of die leeuslagoffer Dr. Martinez se klein verloofdetjie is. Toe sê ek, nee, dit is ons ietwat groter veldchef. Iemand het blykbaar navraag gaan doen by die polisiestasie, wou hoor of sy die leeuaanval van gister oorleef het. Leeu in 'n aanval? Nee, Rory, ek dink die minslaap van die afgelope week is besig om jou ook te vang. Nee, man, kry 'n kamer in Bonsai en slaap tog net voordat jy terugreis Sanctuary toe. Lyk my jy sien en hoor dinge wat nie bestaan nie. Dankie, ek dink ek moet. Maar wie gaan daarvoor betaal? Vra Rory. Ons baase. Ek sal sorg dat hulle betaal, en sorg net dat jy teen Dinsdag terug is by die hospitaal, wat hulle kom so teen 12 uur aan, en jy weet jy is deel van die vergadering. Aluit vlieg hulle van Johannesburg af in. Hy sit sy selfoon af en plak dit op die tafel neer, voordat hy mompel: Shit, kry mens die man uit die bos, maar jy kry nie die bos uit hom uit nie. Hey, julle Europeërs en Oosterlinge moenie maak asof ons boerlinge van Afrika almal effens bebos is nie, vlieg Liam in. Nou is julle, vra Sergio. Sy oë gaan van haar na John op die bopunt van die tafel. Vir Paula kan hy misgee, sy kom van Brittanje af. Arend en Sylvie is Indiaanse inheemse Amerikaners, so hy wip net oor hulle. Haya en Zinko Machina.
Daarna kyk hy die Da Silvas, een na die ander deur. Hy gee nie eens om dat sy gesig waarskynlik wys skuldig, nee, want hier sit hulle al 4 boerlinge van Afrika. En natuurlik wonder hy, wat is die vreemde wydoog uitdrukking op Jesus se gesig? Weet hy iets wat hulle ander nog moet uitvind? Hy kyk na Pierre, wat die donker pink koek besing met elke hap wat hy gee. Hy soek die resep, Fransman. Ja nee, hy is ook nie van hier nie. Maar hierdie meisiekind hier langs sy arm, sy is van hier. En waar in die Joos het sy haarself nou weer bevind, waarvan hy nog nie weet nie? Hy kyk af in haar oë. Dit is baba sag en blou. Die oë van 'n onskuldige engel. Niemand kan so fantasties lyk en steeds leef nie. En toe weet hy, nee wat, Rory droom, dit is 'n bos storie uit Afrika. Natuurlik sou sy poplap nie in 'n leeu se kloue kon wees en ongedeerd daarvan afgekom het nie. Sy is alright. Daarom eet hy sy laaste stukkie koek en ignoreer die foon toe dit net daarna weer lui en hy sien dat dit die polisiekaptein is wat nou direk met hom wil praat. Hy sal later met die simpel kinderstories wat nou weer die rondte doen afreken. Maria staan eerste op. Sy is die tafelkommandant. Niemand roer voordat sy nie die bevel gegee het nie. Sy vra, iemand vir tee of koffie? Nee, ek dink ons moet vir Sergio in die bed kry. Ek dink hy gaan nou van sy stoel afval, sê Paula. Nee, nie ons nie. Kom ons los dit maar vir Lia om hom daar te kry. Ek sal koffie drink, dankie, sê Manuel. En 'n roomlikeertjie, wie stel belang in 'n roomlikeer? Jy kry koffie by die huis en vergeet van die likeur. Vlieg sy vrou Maria hom in. As iemand dit sou waag om te giggel, stuur sy hom of haar na die detensie barakke toe. Koffie by die huis. Manuel se oë draai na daai kant van die eetkamer toe. Huis is ongeveer 10 meter van hier af. Onder dieselfde dak. Gaan iemand by hom aansluit? Duidelik nie. Elkeen sorg vanaand vir hulle eie kos. Daar sal oorskiet in die yskas wees en brood in die blik. Help julle self. Pierre, wat gaan jy omtrent Aleid en julle 2 se gaste, wat hy net nou hier inbring doen? Wil Maria weet. Sy bed is reg en ek is nou klaar. Die kombuispersoneel kom opruim en ek gaan 'n Sondag middaguiltjie knip. Nee, ons het planne met hulle, keer Pierre. Ons vat hulle bonsai toe vir aandete. Van ry gepraat, Jesu maak reg om sy tweelingseuns se stootkarretjie uit die hoek van die eetkamer te verwyder. Wie ry môre saam Leeuplaas toe om na die welpies te gaan kyk? Sergio, gaan jy ons vergesel? Nee, ek het verskriklik baie admin om te doen. Ek werk môre en Dinsdag van hier af tot my baas hier arriveer en dan huur ek jou en jou safari voertuig weer Donderdag. Teken dit asseblief so aan. Maak so, hoop jy kom deur jou werk, ou swaar. Ek glo ek sal, tensy die hospitaal my dringend nodig kry en as Lia bereid sal wees om my te tik. Ek sal jou tik, vir jou tik, en daar gaan weer 'n vreemde ritseling deur die vertrek. Mense sweer, almal praat nie dieselfde taal nie. Hulle is mos almal op dieselfde taal, of nie? John trek Paula aan die hand op. Gaaf, dankie, dan moet julle die middag verder geniet. Ek sit die groot TV in die sitkamer vanaand aan, vir die wat laat aand saam met ons na die Grand Prix wil kyk. En Sergio vat Lia se hand. Hy moet nou gaan slaap. Die tikwerk moet wag vir later of môre. Maar hy weier om kamer toe te gaan as sy nie by hom is nie. As sy nie wil slaap nie, kan sy maar lees of televisie kyk of met haar foon speel of op haar laptop. As hy wakker word, moet sy net daar by hom wees.
Lia sit voor haar laptop en werk aan hulle gastelys, terwyl Sergio die res van Sondag omslaap. Sy glo en hoop dat hy in elk geval die beste deel van die nag ook sal slaap. Sy loer verby haar laptop, na waar sy nou net sy donker hare op die kussing kan uitmaak. Sy sal nie onnodig ligte aanskakel nie. Los hom om net eers te herstel en uit te rus van die skokke van die vorige week, want verseker wag daar nuus op hom in die week wat voorlê. Vir een is dit duidelik, as mense na haar by die hospitaal gaan soek het, dat die stof oor haar en 'n zombieleeu nie sommer net sal gaan lê nie. Sy sal aan iets moet dink om vir hom te vertel. Amper was daar 'n yslike gemors net daar aan die etenstafel. Daardie oproep van Rory Rodriguez aan Sergio, wat gemaak het dat daar 'n totale verboureerde uitdrukking op die man se aantreklike gesig verskyn het. Sy bepaal haar aandag weer op die laptop voor haar. Sy het 'n paar vriende in Pretoria wat waarskynlik baie seer gemaak en kwaad sal wees as hulle nie 'n uitnodiging na die troue ontvang nie. Vriende wat in 1000 jaar van Sondag waarskynlik nie hiernatoe sal reis oor 6 weke nie. Maar sy tik tog hulle name en toe hoor sy 'n kat wat saggies miau. Gatto? Fluister sy om nie vir Sergio te steur nie. En daar is dit weer, 'n gemel vanuit die gang. Sy stap na die woonstel se binnedeur en sluit dit oop. En daar staan Gatto, die grys Afrika kat met 'n muis in haar bekkie. Of liewer, dit is hoe dit lyk in die dowwe lig van die gang. 'n Geskenkie, seker vir haar pa, wat mos nou terug is uit die bos. Sy sit dit op die grond neer, draai om en stap weg. Dankie, Gatto. Lia stap na Sergio se kombuis om 'n plastiek sak te gaan soek, waarin sy die oorledene kan weggooi. Maar wanneer sy buk om het op te tel, kry die dingetjie lewe, en daar is 'n bekkie wat soek na 'n titie. Dit is die kleinste van kleinste baba kykies. Gatto het haar babietjie iewers gekry, alleen, en nou los sy haar hier by Lia. Ag, sies tog, jou arme klein dingetjie. Lia gaan haal haar handdoek uit die badkamer en vou die miserabele klein diertjie daarin toe. Sy wil net die deur toemaak, toe sy 'n beweging op die trappe wat na haar pa se woonsteleenheid gaan opmerk. En daar kom Gatto aan met nog 'n klein ding. Sy fluister sag, o my hemel Gatto, waar het jy jou babietjies gaan staan en kry? Kom wys vir my. Wanneer Gatto die tweede enetjie los en omdraai, sit sy haar agterna. Op met die trappe. Uit die sitkamer hoor sy haar pa en van die ander vriende se stemme. Hulle kyk mos Formule 1 daar, want dit gebeur iewers in Amerika. Kort agter die kat glip sy teen die trappe op en daarbo in haar ma se aantrekkamer in 'n boks met truie kry Lia vir Gatto en baba nommer 3. Die deur wat op 'n skreef oopstaan was seker Maria se toedoen, nadat sy kom seker maak het dat die sluier en mantel wat sy en Lia verlede week onderdompel het, besig is om ongedeerd droog te word. Lia haal een van haar ma se paar stewels uit 'n ander boks en sit die trui en 'n ou t-shirt in Gatto sit in die boks met Gatto en die babas daarin. Natuurlik protesteer hulle ten hemele en Gatto klim eers weer uit. Haar kindertjies is nou honger, man. Kom ons gaan wys vir pappa wat jy reg gekry het, sê Lia, en dan gaan ek vir jou bederf met lekker sagte kossies en 'n bakkie Ideal melk en kookwater. Ek weet, dit is nie aan te beveel nie, maar ek is seker dat jou pappa net so trots op jou sal wees, en hy sal nie omgee as jy 'n lekkerny kan verslind nie. Teen die tyd dat hulle onder by die trappe kom, wens sy dat sy Gatto ook kon dra. Die kat is duidelik gedaan. Maar toe sy opkyk, staan Sergio daar in sy woonstel se deur. Hy lyk vreeslik deurmekaar. Sy hou die boks met kattenaam toe uit. Dit is Gatto se babietjies. Sy het hulle in my ma se aantrekkamer daarbo gekry, seker deur die middag,
Ek was besig om te werk aan ons gastelys, toe hoor ek al by die deur in die gang. Nou is hy waawyd wakker. Sergio vat die boks by Lia en sy buk om vir mamma kat op te del en in te dra. Gatto, ontsnap dit uit Sergio se diepste mensewese. Knap gedaan, papa se groot nooi. Hy sit die boks op die bank neer en wag vir Lia om vir Gatto tussen hulle neer te sit. En soos 'n geoefende mamma, wat dit al vir die 50ste keer in haar lewe doen, draai sy op haar sy en wag dat haar klein goedjies aan haar moet kom drink. En Sergio gloei van trots. Mens sou sweer dat hy die goedjies sy eie papa is. Lia bring vir Gatto haar sagte kossies nader en dit is toe net daar wat sy besluit dat die kinders nou genoeg gehad het. Sy spring uit die boks om self te eet. Wat van sjokolademelk vir jou, Sergio? Vra Lia. Sy wonder of hy weet wat sy gevra het en waarvoor hy ja gesê het, want hy dop die klein goed nou een vir een om. Moeilik vir haar om te sien, maar hy weet wat hy weet en sy moet hom maar glo toe hy sê, daar is 2 dogtertjies en 1 seunskind. Is dit nie absoluut fantasties nie? Gatto se eerste werpsel. En natuurlik haar laaste, as dit van my afhang. Ja, en om te dink dat sy alles self en alleen reg gekry het, sê Lia. Sergio kyk op en toe knik hy ernstig. Ek het mos vir jou gesê, die natuur is fantasties. Ja, is dit nie, stem sy saam en wag dat die ketel kook. Terwyl hulle die sjokolade drink, kloek hulle eers weer albei oor Gatto en die babatjies en toe gaan klim Lia aan haar kant van die bed in. Wanneer Sergio sag langs haar inskuif en haar in sy arms neem, weet sy, die man is reg, die natuur is fantasties. Dit is goed om 'n vrou te wees, as Sergio Martinez jou man kan wees. Word vervolg.